Hierdie video is spesifiek vir ouens wat moontlik Kalkfontein wil hengel. So 'n bietjie inligting en veral vir babers. Kalkfontein lê natuurlik so 120 plus kilometer wes van Bloemfontein, na Kimberley se kant toe. 'n Mens kan of Petrusburg omry of jy kan Foriesmith omry Kalkfontein toe. Die pad tussen Bloemfontein en Petrusburg, teerpad, goeie pad, trend so 80 km en die res van die pad is grondpad op die Foriesmith pad vanaf Petrusburg. So daar is twee plekke waar mens basies kan toegang kry tot die dam en bly. Die eerste is natuurbewaring. Natuurbewaring strek omtrent van daar so af, hier om en dan omtrent tot daar so toe. So as 'n ou van die kant af wil hengel, kan jy daar hengel. Die tweede plek, ek sal nou 'n bietjie meer sê oor natuurbewaring. Die tweede plek is Drostersnes. Hy is omtrent daar so rond. En Drostersnes het so 'n klompie rondaweltjies. Hierdie is so basies so hoogerig op 'n koppie. Redelik gerieflik en toegeruste rondawels, bietjie warm in die dag daarso. So wat ouens doen is hulle bespreek basies die rondawels om in te bly en dan beweeg hulle af na die water toe. Jy kan ongelukkig nie van die rondawels af hengel nie, maar jy kan afbeweeg na die water toe en dan hierdie gedeeltes hierso hengel, en ook baie ouens wat dan nou kamp, hengel hierdie gedeelte hierso so om tot by hierdie pan hierso. Die pan gedeelte is privaat grond daarso en jy het nie toegang tot daai gedeelte nie. Wat die bote betref by Drostersnes, jy kan, hierso is die water so dat jy kan lons. Ons het al baie met die bote gelons hierso. So ou stoot maar bietjie in daar, dan wil jou boot op en af. Groot bote kan dalk 'n bietjie van 'n probleem wees, maar ons het die Bandit 490 en 410 baie maklike lons hierso. So aangename mense ook, wat die verblyf betref. So dit is 'n goeie opsie om hierso te oornag as 'n ou die rondawels wil gebruik of dan nou wil kamp. By natuurbewaring kan 'n mens basies kamp. Daar is 'n rondawel op daar, maar daar is net een rondawel, sit so 'n bietjie weg van die water af. En dan by natuurbewaring kan 'n mens enige gedeelte kamp hier rondom. Vir die ouens wat bote is, hierso is so bootlonsplek. Jy kan groot bote op daar lons. En hierso, as jy 'n boot het, kan jy ook kamp. Hier's 'n paar bome. Ou kan ook so 'n bietjie van die kant af hengel, hierso aan die kant. Verder by natuurbewaring, as mense hier ombeweeg, baie ouens kamp ook hier om by Baberspan gedeelte. Baberspan gedeelte is hierdie gedeelte hierso. So hierso is ook bietjie plek wat 'n ou kan kamp en van die kant af redelik goed kan hengel. Natuurbewaring loop om tot min of meer omtrent hierso. Hierdie gedeelte is privaat grond hierom. So het ou basies net met 'n boot toegang hierso so en natuurlik net op die water, nie op die grond self nie. So 'n klompie eilande en mense baie belangrik van Kalkfontein is dat dit is maar soos die Vrystaat is, hierdie ysterklip koppies. Die dam is vol van hierdie koppies en soos wat die dam sak, dan kom daar meer en meer van hierdie koppies uit en so ou kan, dis maar 'n mens moet maar baie versigtig wees met jou boot as jy hierso ry. Van natuurbewaring se kant af hierso, Damwal se kant toe is die dam gewoonlik baie skoon, afhangend maar van hoeveel reën daar was, hoeveel windbeweging, maar normaalweg redelike skoon water hierdie kant toe. Soos 'n ou die babers op sig wil hengel, miskien met vlieg en so aan, is hierdie gedeeltes dan van die boot af baie goed. Dan die meer veiler water is meer na die rivier se inloopkant toe. So van natuurbewaring af hierdie gedeeltes, so na in die rivier in, soos wat julle selfs op hierdie ligfoto kan sien, is die water kleur baie beter. Ook bietjie vlakker water in baie gedeeltes en
dit hengel ook baie goed vir babers dan. So, hierdie gedeelte hierso is ook 'n goeie gedeelte om te hengel vir babers, so in die omgewing van 2 meter diepte, soos wat die dam nou is op 60%, en baie goeie gedeelte om vir babers te hengel. Dan as 'n mens afbeweeg, hierso is 'n staal motorbrug, en 'n ou kan met die bote hengel tot so half in die rivier in hierso. Ook somtyds baie goeie plek vir die babers. En 'n ou moet hulle natuurlik maar soek. So dit is soos by al die plekke, die babers skuif, en hulle het sekere voorkeurgebiede wat hulle sekere tye van die jaar en met sekere weeromstandighede in meer bedrywig is. Right, so as 'n ou na die damwal se kant toe gaan, hierso is, om hierdie punte is gewoonlik baie goeie hengelplek vir die babers. Hulle eet die krappies en die goeters in hierdie klippe wat teen hierdie punte is. 'n Ou moet maar net, en dit sê ek baie versigtig wees rondom hierdie punte. Baie keer is hierdie punte onder die water 'n bietjie verleng, so die klippe rondom hierdie punte moet 'n ou met die boot maar baie versigtig mee wees. Jy weet, so skielik dan is daar 'n klip rondom hierdie punte, so hierdie gedeeltes hierso, en 'n ou kan maklik skade kry met die boot. Hierdie eiland hier by die damwal, se agterkant hengel gewoonlik baie goed, afhangend sekere tye is selfs hier in die voorkant hengel baie goed, en net hierso het ek seker een van die grootste babers gesien wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Ons so terugkyk agter die boot, toe's daai enorme kop daar, en ek het nou al bietjie ondervinding met die babers, so ek sou sê daai baber moes wel oor die 30 kg gewees het wat ek gesien het. Ons het ook op verskeie ander geleenthede babers gesien wat definitief hoog in die 20 kg en selfs in die 30 kg kan wees. So daar is al baie groot babers gevang uit die dam uit, met aas, en ook met die kunsaas. So die dam het werklik groot babers, en wat vir my lekker is van Kalkfontein is dat 'n ou gewoonlik redelike groter babers vang hier. So jy sien nie sommer, sekere plekke kan jy met sekere tye 'n klomp kleintjies vang, maar dis nie soos baie ander plekke, soos byvoorbeeld in die Modderrivier en so, waar 'n ou op oorwegend kleiner babers sal kry nie. Die stelsel is baie gesond, pragtige skoon dam, so daar's baie karp en geelvis, daar's baie kos vir die babers om te eet. So dis seker ook hoekom hulle so groter is. Baie gesonde babers, hulle ook interessant van die babers hierso is dat hulle baie keer so gesplete snor het. Ek dink dit is maar in die gene van die babers hierso rond. Ons hengel meestal natuurlik maar met dorselvis poppers, verstelbare poppers en baber toffies hierso, en ons het baie goeie sukses. Aan die skoonkant van die dam, wit, geel werk baie goed, silwer ook. Hier aan die veilerkant van die dam, en as die water veiler is, hengel ons met swart, en dan ek hengel baie keer selfs met geel in die meer troebel water. En dis nie vuil water nie, dis maar net meer modderige water, as ek sê vuil water. So ek hoop hierdie help vir julle so 'n bietjie om die dam miskien beter te verstaan, en kontak ons gerus as julle hierdie dam hengel, as julle vrae het daar rondom. Dis regtig 'n dam wat ons baie goed ken, en ons help graag enige iemand wat hier wil hengel. So dit is dan so 1 of 2 goedjies rondom Kalkfontein, en maar regtig 'n baie lekker dam om te hengel. Geniet julle hengel vir die babers.